Hallo julle, ek hoop dit gaan goed met julle. Ehm ons gaan nou vandag gou 'n bietjie die opsomming doen oor die regters, soos ek hou daarvan om hulle uiteen te sit. Nou in rigters is jy weet dit is maar redelik eenvoudig. Daar's nie vreeslike ehm jy weet goed wat baie snaaks is nie. Daar is wel die storie van Samson. Ehm en ja, dit het nogal 'n groot impak. Ek dink of is 'n goeie leerstorie om na te kyk. Ehm die rede hoekom ek so sê is as jy nou lees en jy lees dat Samson was 'n Nasareëner en wat daarmee gepaard gaan en wat dit alles behels om so basies nou maar te wees, is dit nogal interessant. Dit vergelyk nogal baie na die 144.000, nie soseer wat Samson gedoen het nie, maar wat sy ma moes doen met sy voor sy geboorte ensovoorts. So dis nogal interessant daai stukkie, jy kan maar self die vergelyking gaan tref. Ons sal ons maar later nou maar ook daarby uitkom. Maar daar's 'n hele paar goed in Samson se storie wat interessant is en wat ek dink 'n goeie leerskool is vir almal. Ek weet mense fokus baie keer op die dade wat hy gedoen het, in terme van die wat noem jy daai die donkie se kakebeen en daai goeters, jy weet wat uit die ouens nou bygekom het. In die jakkalse en daai tipe goed wat die sterte aan mekaar vasgemaak het. Maar ek dink as 'n mens mooi die storie lees en jy gaan dink bietjie mooi oor wat daar alles gebeur het, um, is dit eintlik maar 'n is eintlik al 'n slegte storie as jy daaraan dink. Jy weet veral met Samson en hoe hy opgetree het ook, en wat hy natuurlik alles gedoen het. Nou in my eerlike opinie dink ek die eerste groot fout wat daar was natuurlik Delilah. Want op die einde van die dag was sy nie van hulle nie, sy was 'n Filistyn. Jy weet, en dit is maar bepalend op die einde van die dag. En ek dink ook dis waar sy eie straf toe nou ook aan hom toegedeel is. Wat sy hare toe nou maar afgesny is en hulle hom toe nou oorval het en sy oë uitgesteek het ensovoorts. Maar wat natuurlik die mooi ding is nou ook weer op die einde van die dag daar waar hy nou gestaan het tussen die pilare, waar hulle hom bespot het ensovoorts, wat hy toe nou half sy jy weet wat hy weer genade gevind het. Ek glo ek in die Vader se oë wat toe nou weer vir hom die krag gegee het om wel daai klomp Filistyne daar uit te roei. Nou ja, weer 'n keer soos ek sê, dis eintlik 'n mooi en interessante storie en ek dink baie mense kan dit ook in hulle eie lewens toepas. Om te verstaan dat dit is nooit te laat om, jy weet, al raak jy die pad duister, kan jy altyd weer terugkom. En jy moet ook verstaan dat 'n ou soos hy, as jy nou dink aan daai tyd, onthou hy was kragtig en magtig. Jy weet hy het basies gedoen wat hy wil. En niemand kon veel aan hom doen nie. En op die einde van die dag toe was dit nou maar die slegte vrou wat hom tot 'n val gebring het. En sy eie stupidheid, as 'n mens dit nou maar so kan stel. As jy die storie lees ook, jy weet, jy kon mos nou agterkom sy wou hom vasvang in 'n stryk. So ja, interessant weer 'n keer soos ek sê die storie van Samson. Ek sal wel sê gaan luister dit en kyk bietjie hoe is dit van toepassing op jou as individu. Waar jy baie keer simpel goeders kan doen en simpel goed kan kwytraak. Maar daar is altyd 'n pad terug wat jy kan vat na die Vader toe self. Interessant, daar's nog 'n debat wat jy kan ook na kyk. Onthou Samson het gegaan en hy het gesê gee my die krag, laat ek hierdie goed kan laat val en maar moenie laat ek, jy weet, laat ek dan nou maar ook hier sterf. So het maak nie saak hoe jy daarna kyk nie, maar dis seker maar 'n mate die eerste of 'n voorbeeld van selfdood, as 'n mens dit nou maar so kan stel. Want hy tog nou maar gesê, jy weet, dis wat moet gebeur. So dis 'n interessante een, dis oop vir debat natuurlik, hoe 'n mens dit nou kan interpreteer. Maar ja, soos ek sê, dit was nog altyd vir my
'n goeie storie om jouself op te meet en op te weeg en te kyk. Jy weet hoe jy moet optree, wat jy moet doen, maar pas op, laat jy nie verlei word as jy dalk hierdie krag en mag in jou hande het nie. Deur die wêreldse dinge, as 'n mens dit nou so eenvoudig kan stel. En vleeslike dinge, al die vleeslike is altyd of is 'n ewige en daaglikse geveg wat 'n mens mee sit, of 'n mens dit wil erken of nie. Ja, en dit, soos ek sê, dit was maar Simpson se storie. Dit het nogal, ek hou baie van die storie, want dit bring weer 'n bietjie meer menslikheid aan alles. Jy weet, laat dit nie so, hoe kan 'n mens sê, jy weet, jy kan sien die swakheid is daar. En ek glo, soos wat ons nou aangaan in die lesery, sal ons nou ook agterkom, en as jy eers by koning Dawid kom en wat hy gedoen het, jy weet, dit is maar 'n snaakse enetjie. Dan wil ek net so vinnig, voordat ons aangaan met rigters, die volgende aspek wat ek wil aanraak, wil ek tog net gou vinnig noem oor Rut. Rut is net 4 hoofstukke. Maar loyaliteit is die groot kern by Rut, en dat sy wel op die ou einde beloon is vir daai loyaliteit, wat ook nogal oulik is. En dan is daar's een aspek wat ek aan wil raak, wat ook weer 'n bietjie kontroversieel is, maar ek dink is tog belangrik dat 'n mens dit moet noem. Ons dink baie keer, en jy kan dit eintlik toepas in vandag se tyd ook, waar as iemand van een of ander plek afkom, dan word hy gelabel as hy van daai plek afkom. En wat ek bedoel daarmee is, as jy dink aan iemand wat byvoorbeeld, kom ons sê jy bly in, wat is nou 'n goeie voorbeeld? Kom ons sê jy bly in Irak. Dan word jy nou, of nee, kom ons sê Saudi-Arabië. Dan word jy dadelik gesien, okay, jy is 'n moslim en jy is van hierdie deel van die moslim geloof. Maar dit is nie noodwendig waar nie, want jy moet verstaan dat in elke land, in elke area is daar maar verskillendes, jy weet, mense wat in een land woon. Is baie maar soos Afrika, jy weet, as jy soos ek wat nou in Suid-Afrika bly, baie mense van ander lande, as hulle nou praat van Suid-Afrika, dan glo hulle juis van 'n spesifieke ethnicity, of ras, as jy dit so wil stel. En dit is nie altyd noodwendig waar nie. So mense moet dit altyd in perspektief hou as mense ook die Bybel lees. Dat baie keer is dit ook die Vader se hand wat sekere mense half terugbring na die volk toe. En dis hoekom ek ook nou half begin het eers met Simpson voordat ek geraak het aan Rut. Want as jy kyk na Simpson, sy groot probleem wat hy aangejaag het, was spesifiek dat hy het die mekaar geraak met 'n Filistynse vrou. Jy weet, en dit is maar waar die probleem ook maar ingekom het. En mens moet verstaan, die Bybel waarsku jou klomp keer teen vermenging. En ja, daar is seker maar 'n deel daarvan wat, kom ons sal nou maar sê, rasgeoriënteerd is, as jy dit so wil stel. Maar die groot ding is ook, kultuur oriëntasie. En dis waar die probleem inkom. Mense maak dit byvoorbeeld 'n rasse ding, maar dis nie eintlik 'n rasse ding nie, dis 'n kultuur ding. Want op die einde van die dag, as jy glo en sekere metodes volg, dan word jy baie keer word dit afwykend, en jy dien nie die hemelse Vader soos wat jy moet nie, want jy is nou getroud met 'n man van 'n ander kultuur. En ek weet mense like om dit nou swart en wit byvoorbeeld te maak, of swart en Japanees, of wit en Japanees, of wat ook al, of hoe ook al, of Chinese, maak nie regtig saak nie. Maar wat belangrik daarin is, dit is seker so sekerlik maar 'n deel daarvan, maar jy moet verstaan, dis meer 'n kulturele ding ook. Jy weet, ek kan onthou dat ek het toe ek jonger was al gehoor van geestelike, of nie geestelike nie, maar weer, of dit nou sosiaal is, of jy weet, die kultuur aspek daarvan, waar sekere verskillende ouens, jy weet, die ou glo, as ek nou dink aan Afrika, as ek dit nou so kan stel, baie van die Afrika volke
uh, is gelowig en hulle glo in die Bybel ensovoorts, maar hulle glo ook in voorvadergeeste. Nou jy kan nie daai twee bymekaar bring nie, dit is nie moontlik nie. So dis either or. En daai is dan nou waarvan ek praat spesifiek wat dit kom op die kultuuraspek. Maar nou moet jy verstaan, dis ook nie net dit nie. Jy weet, dit kan wees as jy nou dink in die as jy nou ras uithaal en jy dink jy trou byvoorbeeld in 'n Franse familie in. Maar die Franse of die Fransman of Frans girl of wat ook al kan skaars byvoorbeeld Engels praat. Of jy weet hulle het 'n sekere kulturele ding wat hulle van hou om elke aand 'n klomp wyn te drink want dit is deel van haar of sy kultuur en jy jy weet jy wil glad nie drank drink nie. Jy weet so dit is die groot aspek en hoe 'n mens daarna moet kyk. Jy weet en dit hoekom dit ook baie belangrik is dat as jy wel in hierdie scenario's intree, is dit beter om nie amper half te vermeng nie. En jy weet dis 'n konsep, maar dit is nie noodwendig op raslyne nie. Ek dink dis waar baie mense die fout maak. Maar ook soos wat ek sê, sekerlik is dit ook op raslyne. Want as jy kyk die konflik wat dit gaan veroorsaak, nie soseer net in die huwelik self nie, maar dit het ook te doen met die families wat saam in hierdie huwelik is. Jy weet dit maak dit baie keer moeilik want op die einde van die dag en ek meen julle kan self gaan die navorsing doen en die getuienis kry. Jy weet daai vrou se vader en moeder en die man se vader en moeder, daar is maar altyd 'n konflik want dit is jy weet dit is nie noodwendig reg in hulle oë nie. Maar dit nou daarmee gepaard gaan, dit is maar die Rut storie en hoekom ek soos ek sê wat ek ook begin het met Samson. So as jy kyk na Rut se storie op die einde van die dag, glo ek dat sy is ek dink daar was maar 'n jy weet 'n Israelitiese aspek wat daar seker maar deurgeloop het. En as jy kyk na haar lojaliteit teenoor haar skoonma. Jy weet dit is die groot ding hoe mense dit ook maar moet sien. Jy weet en dit is maar die aspek hoekom sy op die ou einde van die dag glo ek beloon is met wat met haar gebeur het. Dan die laaste ding van rigters, jy weet soos ek sê daar's nie ander rigters wat minder belangrik is of wat ook al nie, hulle is almal belangrik. Ek dink ook dit is waarskynlik die stelsel want ons sal moet terugbeweeg. Ek weet net nie of dit ooit sal gebeur nie, maar ek hoop maar so. Want dit is maar die beter stelsel. Maar ja, dit nou daar gelaat. Maar is dan natuurlik die eerste verkrachting wat gebeur het. As jy die laaste stuk van Rigters lees, en jy sien wat gebeur het met die jy weet wat hulle gedoen het met die daai Levitiese ou en die meisietjie van jy weet sy byvrou wat hy gehad het in jy weet in die stam van Benjamin. En hulle is amper vernietig daaroor dat hulle daai dametjie nou so verkrag het en te kere gegaan het. Onthou ons het vroeër in die Bybel dit ons al geraak aan Dina, wat ook maar ek weet nie of daai heeltemal 'n verkrachtingsscenario was nie, want hulle het tog jy weet hulle gekry dat hulle self toe op besny en terwyl hulle in pyn sit het die klomp manne hulle gaan doodmaak, die seuns van Israel of Jakob as jy dit so wil stel. En maar ja, daai ding was nogal vir my redelike groot ene ook, wat jy kan sien wat is eintlik die straf van hierdie vieslike daad wat party mans beskou as dit is maar net wat dit is. Jy weet om 'n vrou byvoorbeeld te verkrag ensovoorts. En ek meen as jy kyk, hulle het amper soos ek sê, as jy daai laaste stukkie luister van wat gebeur het, in Rigters het hulle amper die hele stam van Benjamin uitgeroei omdat hulle hierdie skanddaad gebring het in Israel deur hierdie Levietse byvrou so te mishandel en te verkrag en al daai tipe goeders. So dis 'n belangrike ding om te verstaan dat jy weet as jy werk op die Bybelse konsepte, die strawwe en die goeders is daar en ons moet verstaan dat as jy ouens ook by jou het wat sekere skandade uitgevoer het, daai ou moet nie by jou wees nie, want jy word julle behoort nou al te sien, daar's 'n bietjie van 'n nou kan ek nie op die woord kom nie, dis 'n patroon wat vorm.
waar jy weet die ou moenie die alles, jy weet tref jy goed met die bandvloek, jy moenie iets vat nie. Wat doen hulle? Hulle vat iets. Moenie dit doen nie. Jy weet dit is wat gebeur dan jy weet so daar word die hele tyd vir jou half uitgewys met hierdie patroon dat as jy hierdie mense of van hierdie scenario's skryf wat gebeur binne in jou volk en jy los dit. Jy draai 'n basies 'n blinde oog vir dit is waar die probleem inkom. En dit is belangrik om daai konsep te verstaan, want op die einde van die dag, jy weet soos wat ek nou tereg sê, Benjamin as 'n stam is amper uitgeroei as gevolg van die feit dat hulle basies 'n Lewietse byvrou verkrag het. Maar soos ek nou sê, vorige voorbeelde waar jy tref hulle met die bandvloek en dan steel hulle nou 'n mooi ding of 'n stuk goud of wat ook al. En dan word almal gestraf as gevolg van dit. So jy kan nie 'n blinde oog draai vir ouens en ek sê nou ouens, maar vir mense wat die kat streel nie. Dis baie belangrik want op die einde van die dag as jy dit gaan aanhou doen, bring jy 'n groter straf op die hele volk. Jy weet dan ons leef nou in 'n moeilike tyd waar jy amper niks meer kan doen nie. Want alles is so de mekaar en basies, jy weet almal vir hulle self ensovoorts. So ja mense, ek wil dit maar ook net genoem het. Ek gaan net weer hier aan die einde ook maar net sê, onthou nou na die verwysing as ek die Bybel lees, die Hemelse Vader se naam vir my, die tetragram, die JHWH is 'n naam wat nie net rondgegooi moet word nie. So ons verwys elke keer as daar byvoorbeeld staan Here in die Bybel, gebruik ek die woord Hemelse Vader. So net in geval as iemand dalk nou nie van die eerste goeters gelees het nie. En dan ja, ek hoop julle geniet dit, die mense wat wel die goedjies luister ensovoorts. En ja, ek hoop die opsomming help iemand. Onthou net mense, weer 'n keer, ek gaan dit ook maar nou net laastens weer sê. Onthou net hierdie is alles my interpretasie. Ek wil dit glad nie afdwing op iemand of wat ook al nie. Inteendeel wil ek net hê jy moet bietjie dieper dink oor die goed. Jy het dalk 'n beter antwoord of iets wat beter van toepassing is vir, jy weet hoe jy dit sien ensovoorts. En dis die belangrike aspek. Dit gaan vir my om net weer mense te kry om eintlik maar die Bybel te lees. Ja, okay julle, moet 'n wonderlike dag hê en dan praat ons weer. Bye bye.